Goeiemôre. Nee, julle moet my groet. Regtig? Goeiemôre. Dis baie beter. Baie dankie dat julle hier is. Dis fantasties. Julle, ons het gisterand gepraat oor weet jy wie jy is? As ek vir jou sou vra, wie is jy? Wat sou jy sê? Die feit dat jy 'n pappa is of 'n vrou is of 'n man is of 'n werker is, dis alles belangrik, want die Here gee die lewe vir jou, maar jou hoogste identiteit is die identiteit wat jy in Christus het. Jy wil graag na jouself kyk soos wat Jesus na jou kyk. Jy wil graag weet wat sien die Vader wanneer hy na jou kyk. En ons het gesê vanuit God se oë is daar eintlik net een van twee posisies. Jy's of 'n varkie of jy's 'n skaapie. En hoe is 'n varkie? 'n Varkie weet nie dat sonde 'n probleem is nie. Dis deel van sy natuur. Wanneer jy Jesus aanneem, wanneer jy wedergebore raak, en ons gaan weer daaroor gesels, dan verander jou natuur. 2 Korintiërs 5. The old has gone, the new has come. Jy het gesterf saam met Christus, jy het jou ou natuur afgesterf, dis nie meer wie jy is nie, en jy het opgestaan saam met Christus, jy het opgestaan in 'n nuwe lewe, jy is nou 'n skapie, en 'n skapie is deel van 'n kudde, 'n skapie het 'n goeie herder, jy kan sy stem herken, hy sal die 99 los om die een te gaan soek wat weggeraak het, en dit is belangrik dat jy dit moet weet. Ek doen partykeer huisbesoek en dan vra ek vir my lidmate, oom, tannie, is jy seker die dag wanneer jy sterf sal jy hemel toe gaan? As jy nou by die hemelpoorte kom. Ek weet nie of daar hemelpoorte is nie, maar kom ons sê nou, daar's hemelpoorte. En hulle vra vir jou, hoekom moet jy hier inkom? Wat sou jy sê? Hulle sê 65% van Christene kry die vraag verkeerd. Wat gaan jy sê? Hy sê, wat dominee? Ek was daarom nou gereeld in die kerk gewees. En ek was op die kerkraad, en ek het my 10de gegee, en ek was goed vir my werkers, en nie een van daai goed tel nie. As jy glo daai goed tel, is jy eintlik 'n moslem. Nee, want die moslems glo dat daar 'n skaal is. Jou goeie werk aan die een kant, jou slegte werk aan die ander kant, en dan watter kant toe die skaal tip, is waartoe jy gaan. Die probleem natuurlik van die skaal is, jy kan nie regtig boekhou van waar jy nou is nie. Nee, jy kan nie regtig so akkuraat, so jy het nie geloofsekerheid nie, jy weet nooit waar die skaal is nie. Dis glad nie wat Christene glo nie. Wat Christene glo, 2 Korintiërs 5:21, hy wat sonder sonde was, het sonde vir ons geword, sodat ons in ons eenheid met hom, of ons geloof met hom, kan word, geregtigheid van God. So, Jesus vat die sonde op die skaal in hom in. En dan het ons gisterand gesê, maar jy moet dit aanvaar. Nee, help nie dat jy weet dit nie. Die demoniese magte weet ook Jesus het aan die kruis gesterf. Jy moet die pen vat, jy onthou dit. Anders is dit nie 'n geskenk nie. Dan sterf hy vir jou sonde aan die kruis. Dan het jy wat ons noem geloofsekerheid. Jy kan weet as jy nou sterf, sal jy hemel toe gaan. Dit is nie arrogant om dit te sê nie. Klink arrogant is nie. Die Bybel gee vir jou die versekering. Jy kan dit weet. Ons gaan weer na daai teks kyk. Dis geloofsekerheid. Die rede hoekom jy dan doen wat hy vra, is nie sodat jy kan hemel toe gaan nie, maar dis omdat jy hemel toe gaan. Ek het gisterand gepraat van die blomme. Gee ek blomme vir my vrou as ek in die moeilikheid is, of gee ek my vrou blomme omdat ek passievol lief is vir haar? En hoekom is dit belangrik om te weet wie jy is? Want Satan gaan jou ry op daai een. Hy gaan vir jou sê, as jy goed genoeg is, jy dink jy's 'n oulike kind van God. Jy kan nie moontlik wees nie. Ek kan nie moontlik iets van die Here vra nie. Ek was so lanklaas in die kerk. Dis net glad nie waar nie. Jy kom nie kerk toe om punte te skoor nie.
Want weet jy hoekom? Daar's nie 'n punteboek nie. Weet jy hoekom? Want Christus het klaar alles gedoen. Jy kom kerk toe omdat jy lief is vir die Here. Want hierdie is jou geestelike familie. God het dit so bedoel dat wanneer jy gered word, jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, liggaam van Christus. Jy mis dit as jy nie kerk toe kom nie. Dit gaan nie oor voel ek skuldig om die kerk toe gaan nie. Ek mis dit. Weet julle, ek sal nooit vergeet nie toe ek my vrou ontmoet het. Ek was 'n teologie student gewees op Stellenbosch en sy was in Parow gewees en dan klim ek op die trein. En dan ry ek met die trein, die dae toe die treine nog geloop het, van Stellenbosch af. Dan sit jy 'n uur en 'n half op die trein. Ek probeer dit mooi time tussen my klasse. Dan kan ek net 15 minute by haar kuier. 15. Dan moet ek terugstap en klim ek weer op die trein vir 'n uur en 'n half. Hoekom het ek dit gedoen? Nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. Ek het gevoel daai 15 minute is die moeite werd. As jy iets daarvan verstaan, as jy al ooit verlief was, verstaan jy iets van waarvan ek praat. Dis die amazing ding, nee, dat Islam gaan oor vrees. Die eerste boek van die Koran sê, we fear the day of Armageddon. Armageddon is die oordeelsdag vir Islam. Die eerste Christene het gebid, Maranatha, kom Jesus, kom gou. So Islam is vrees, want jy weet nie waar die skaal is nie. Om 'n Christen te wees is vreugde, is 'n verhouding, dit is passievol, dis liefde. Die rede hoekom jy die Bybel lees is nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil. Die rede hoekom jy wil sonde bely is want dit is 'n goeie ding. Weet julle, die woord wat vir sondebelydenis gebruik word in die Bybel is die woord teshuva in die Ou Testament. In die Nuwe Testament is dit metanoia. Baie keer as ek nou op 'n Sondag sê, ons gaan vandag praat oor sondebelydenis. Jy weet dan ons het nou natuurlik nog goeie ou kerkbanke daar by ons, nee, ons praat van pews. En dan die ouens sak so in die pews in. Sê hulle eers ek geweet nie vandag kom nie. Ag, die dominee gaan skel. Hy gaan slaan op die kansel. Dis ons idee van sonde, nee, dat om jou sonde te bely, dink ons baie keer is 'n shaming exercise. Jy gaan net vandag hoor jy's 'n wurmpie. Maar weet julle, teshuva, die woord shuf beteken om te draai en chu beteken om te draai. Teshuva, bekering, repentance beteken om te draai. Presies dieselfde metanoia beteken letterlik om te draai. So sondebelydenis is om te draai. Waarna draai jy om? En dis waaroor ons vandag gaan praat. Jy draai terug na God se plan met jou lewe. Psalm 139, al jou lewensdae was in my boek opgeskryf. Wanneer jy sonde doen, verlaat jy die pad wat God jou op wil sit. Teshuva is om terug te keer na die pad waarop God jou gesit het. Want dit is jou skepingsdoel. Dis bekering. Ek het dit nooit so verstaan as 'n kind nie. As 'n kind het ek groot geword in 'n kerk en ek is nie krities op my kerk nie. Maar elke Sondag word Eksodus 20 gelees. En is 'n goeie ding. Julle ons moet regtig dalk weer 'n slag Eksodus 20 lees. Hoor, dis deel van die skrif. Maar elke Sondag lees ons Eksodus 20, dan sit ek daar, as ek 6. Dan lees ek op Eksodus 20 en kom jy agter jy droog gemaak. Nee, en dis mos nou ook 'n goeie ding. Maar dan moet jy dit nou bely want jy's 'n wurm. Nee, jy's nie goed genoeg nie. En dan huil jy. En dan sê jy hierdie week gaan ek beter doen. Hierdie week. Volgende Sondag in die kerk, Eksodus 20. O nee, jammer, jy het dit weer nie gemaak nie. Ek is so jammer. Volgende Sondag, ek het dit weer nie gemaak nie. En ek het al groot geword met hierdie ding van dat om jou sonde te ontdek is 'n shaming exercise. Dis eintlik maar net 'n bevestiging daarvan dat jy useless is. Dis hoe ek groot geword het. Ek sê nie die dominee het dit so gepreek nie, ek sê ek het dit so gehoor. Maar toe ek hierdie kursus ontdek wat sê You were wonderfully and fearfully made.
God het 'n plan met jou lewe. Al jou lewens daar is in sy boek opgeskryf. En die rede hoekom jy Exodus 20 lees is om terug te draai na hoe hy jou gemaak het. Dis asof God vir jou sê, you are better than this. Ek het jou beter gemaak as dit. Daar is 'n groter plan. So, vriende, dit is geestelike groei. En ons gaan die res van die kursus ook daaroor gesels. Is om regtig te glo, God weet hoe om jou lewe beter te leef as wat jy weet. Jesus weet hoe om jou lewe te leef beter as wat jy weet. En daarom volg jy hom. Vriende, so ons gaan vandag 'n bietjie praat oor wie was Adam. Wie was Adam? Want ek wonder of julle geweet het, die Bybel begin by Genesis 1, nie by Genesis 3 nie. Haai, dis nou 'n intelligente opmerking, nê? Die rede hoekom ek dit sê is want ons lees baie keer die Bybel asof dit begin by Genesis 3. Ons lees baie keer die Bybel asof dit begin by sonde. Ons lees baie keer die Bybel asof ons wurms is, asof ons useless is. Terwyl ons vergeet die Bybel begin eintlik by Genesis 1. So ek wil vir jou vra as jy jou Bybel by jou het, ons gaan Genesis 1 lees. Gaan daar reg van die begin. Want in Genesis 1 was Adam en Eva se verhouding met God perfek geweest. Voordat alles stikkend was, voordat alles gebreek was, voordat alles aangetast was, Adam en Eva se lewe in die tuin van God was heel. Julle onthou Shalom, I complete you. Hulle lewe was heel. So ons gaan vanoggend probeer agterkom, hoe was Adam en Eva se lewe? Hoe was hulle verhouding met God? En dan gaan ons dit vergelyk met Genesis 3. En dis alles in julle notas. Dan kan ons vergelyk, hoe lyk, want hier is die interessante ding, ons was 'n skaapie voordat ons 'n varkie was. As ek nou kan teruggaan na gister se taal. Ons is oorspronklik geskep as skapies. Ons is oorspronklik geskep in 'n perfekte verhouding met God. Die skapie het tweede gekom, die hoender en die eier. Wat was eerste? Wel die skapie. Skapie was eerste. So ons wil vandag weer teruggaan na Genesis 1 toe. Dan gaan ons dit vergelyk met Genesis 3. En dan gaan ons vra, wat is die effek daarvan op ons? Hoe affekteer dit ons vandag? En dan gaan ons later begin praat oor restaurasie. So as ek nou hierdie kennis het, hoe word ek weer herstel? Wat geweldig interessant is, en julle weet dit dalk, maar die hele Bybel begin in 'n tuin, nê? Tuin van Eden, waar alles perfek is. Wanneer Jesus opstaan, staan hy op waar? In 'n tuin. As jy al ooit in Israel was, by die leergraf, sê jy agterkom is 'n tuin. Die leergraf is in die middel van 'n tuin. Wanneer Maria die eerste keer vir Jesus sien, dan dink sy hy is die tuinier. Dis nie toevallig nie. Die Bybel begin met 'n tuin, Jesus staan op in 'n tuin, die Openbaring eindig met 'n tuin. Eindig weer met die boom van lewe. So die eerste hoorders, toe hulle sien Jesus staan op in 'n tuin, weet jy waaraan sal hulle gedink het? So onmiddellik gedink het, die herstel van Eden het gekom. So God skep alles perfek, Genesis 1 en 2. Ons verloor dit. En die hele Ou Testament is 'n verlange terug na die tuin. So net weer terug kan kom in die tuin, toe alles perfek was. En dan staan Jesus op in 'n tuin. En die eerste hoorders van die teks onmiddellik gewees het, ag, hier is die herstel van Eden. Hy staan op in 'n tuin. So kom ons lees Genesis 1, 2 en 3. Ek gaan net sulke sekere verse lees. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onwoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. So let op, daar is chaos. Dis de mekaar. Maar God is teenwoordig. En uit die chaos en die de mekaar en die niks skep God.
Julle wat vir my so fantasties is, nie, as jy dink dat jy het al te veel droog gemaak in jou lewe, jy ken nie my storie nie. Jy weet nie wat ek al alles aangevang het nie. Dit is wat jou binnegesprek is. Weet jy, God spesialiseer daarin om iets te skep uit niks. God spesialiseer daarin om iets moois te maak uit iets wat regtig stikkend is. Dis wat hy doen. Die aarde was woes en leeg, sê die ou vertaling. Maar die gees van God sweef oor die aarde en dan staan daar, laat daar lig wees. So wat is die instrument wat God gebruik om die aarde te skep? Stootskraper? Hy gebruik taal. God sê, laat daar lig wees en daar was lig. So hy praat en dit gebeur. Vriende, ek het vir jare lank dit nie geweet nie. Ek het altyd gehoor die charismate sê, moet dit nie uitspreek nie. En ek het al gedink, joh, dit is 'n bietjie vreemd, moet dit nie uitspreek nie, wat beteken dit? Totdat ek Genesis 1 gelees het, wat sê dat God skep deur taal, en ons word geskape na die beeld van God, ons is soos hy, ons is nie hy nie, ons is soos hy, so wat doen ons? Ons skep deur taal. En daarom was nie charismate reg wat gesê het, moet dit nie uitspreek nie. En 'n groot deel van die omgeruilde lewe gaan oor wat jy dink en wat jy sê. Oor wat jy dink. Dis hoekom ek gisterand gevra het, gaan kyk nie jou binnegesprek, nê. Het julle julle huiswerk gedoen? OK, fantasties. As jy nog nie gedoen het nie, doen dit. Spreuke sê, lewe of dood sit in die tong. Spreuke sê, as a man believes, so shall it be. So God skep deur te praat. En dan skep hy die mens na sy beeld. Vers 26, toe sê God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Natuurlik interessant dat God nou homself verwys as ons, nee, kom ons skep die mens, en dan as jy 'n bietjie verder lees, dan kom jy agter maar dis Vader, Seun en Heilige Gees, 3 maar tog 1. Maar God sê kom ons skep die mens om soos ons te wees. Ons het sy karaktereienskappe. Kan ek net gou weer dit sê? Ek gaan dit net 'n laaste keer sê, ek moet dit herhaal. Ons word nooit God nie, hoor. Die skepper bly die skepper, die skepsel bly die skepsel. OK, want daar is 'n valse lering die staan in die kerk. Ek en Piet het gestaan daaroor gepraat. Wat sê dat as jy reg glo kan jy jou eie God raak. Jy is Jesus, maar soos in die sin dat jy God raak. Nee, nie waar nie. Nie wat dit ek sê nie. Jy raak nooit God nie. Jy is soos God, maar jy is nie God nie. Maar jy is soos God. Dit beteken jy het sy karaktereienskappe. Jy het sy karaktereienskappe. Nou wil ek julle terugvat gisterand. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy wat sonder sonde was, het sonde vir ons geword, sodat ons in ons eenheid kan geregtigheid van God word. So wie is geregtig? Jesus is geregtig. Hy was sonder sonde. So wanneer jy in Jesus glo, dan raak sy karaktereienskap jou karaktereienskap. Omdat hy regverdig is, raak jy regverdig. Omdat hy heilig is, raak jy heilig. Omdat hy ewig is, kry jy ewige lewe. Omdat hy die seun van God is, raak jy ook 'n seun van God. So Christus se eienskappe raak jou eienskappe. Ons gaan weer daaroor gesels. Dit is 'n hele afdeling vandag wat daaroor gaan. Presies dieselfde vir Adam en Eva in die tuin van Eden. God sê kom ons skep hulle na ons beeld om ons verteenwoordigers te wees. Hulle dra sy karaktereienskappe. En dan sê hy en hulle moet heers. Hy gee vir hulle die mag, die krag, die autoriteit om te heers. Hy stel hulle in staat om te heers. Adam het nooit gedink hy's geweldig talentvol nie. Hy het altyd geweet God het my in staat gestel om te heers. God het my die vermoë gegee om te heers. So hy het nie nodig gehad om in 'n kompetisie te wees nie.
Hy het nie gewonder, gaan hy in die top 10 kom van die skool hierdie jaar nie. En dit is great as hy in die top 10, dit is fantasties, baie bly vir jou, maar dis nie Adam nie. Adam het geglo hy heers omdat God gesê het hy kan heers, omdat God hom die vermoë gegee het om te heers. So ons is besig om te praat na wie was Adam en Eva in die tuin van Eden. Want wanneer ons herstel word in Christus, word ons herstel na die verhouding in die tuin van Eden. Genesis 2 vers 15 en 19. Dis die tweede skepingsverhaal. Die skepingsverhaal word 2 keer vertel. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. So my woning, my toekoms, my veiligheid, my voorsienigheid is afhanklik van God. God voorsien vir my 'n tuin om in te bly. Dis nie die wêreld waarin ons leef nie, nê. Ons sê ons vir ons kinders, vir alles hulle nou nog hier op 24 in die huis bly. Sê vir hulle, my sien jy moet jou eie potjie krap. Regtig? Jy moet jou eie potjie krap. Ag en dis okay, want ons moet werk. Die Bybel sê ook as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Maar ons lewe met die idee dat alles hang van my af. As ek nie hard werk nie, as ek nie presteer nie, as ek nie wen nie, dan gaan ek nie hê nie. Terwyl om Adam te wees, is om te weet dat God gaan voorsien. Hy gaan vir my gee. Gee my vandag my daaglikse brood. So hulle woon in die tuin wat God hulle gegee het en let op, hulle het dan 'n doel. Hulle het purpose. Daar is 'n plan met hulle lewe. Hulle moet die tuin bewerk. So as jy wil weet wie jy is, het jy een van twee keuses. Jy kan of 'n backpack vat en Europa gaan toer. Maar jy gaan nooit jouself vind met 'n backpack in Europa nie. Jy kan 3 jaar gaan. As jy jouself wil vind, moet jy weet wie God is. En wanneer jy weet wie God is en wat wedergeboorte is, dan weet jy wie jy is. Dan weet jy watter skakeltjie jy is in die ketting en waar jy inpas. Hulle het geweet wie hulle is en hulle het 'n doel gehad omdat God vir hulle voorsien het. Ek wil gou vir jou vra, glo jy dit? Sag ek weet jy glo dit. Ons almal glo dit. Ons sit in die kerk, almal glo dit. Maar glo jy dit? Glo jy dat God vir jou sal voorsien in hierdie land? Glo jy dat hy jou werk vir jou gee? En ek sê nie jy gaan ryk wees nie, want God se plan met jou lewe is in elk geval nie. Maar as jy ryk is baie bly vir jou, maar die Bybel sê ook natuurlik hoe ryker jy is, hoe meer verantwoordelikheid het jy om in die koninkryk te saai. Maar God is nie so geïnteresseerd in jou gemak nie. Hy is meer geïnteresseerd in jou karakter. Maar hy is die een wat jou daaglikse brood voorsien. Goed. So, dan lees ons vers 19. Genesis 2 vers 19. Kyk gou na hierdie vers. Die Here God het uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm na die mens toe gebring en om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Adam kry die werkie om die diere name te gee. Dis nadat hy 'n doktorsgraad in biologie gedoen het by UCT Universiteit. Nee? Nee. Adam het nooit studeer nie, skokkend. So Adam het die vermoë, dink net gou daaroor. Adam het die vermoë om al die diere name te gee, sonder dat hy ooit geswat het. En waar kom dit vandaan? God gee hom die vermoë om dit te doen. Dit kom vanuit God. Sy sukses kom nie vanuit homself nie.
Sy sukses is afhanklik van God. Gaan ek slaag is nie afhanklik van hom nie, maar dit is afhanklik van God. Selfs al het jy al die grade, kom jou vermoë van God. Sy sukses kom van God. En julle, ons gaan vandag daarna kyk, ons gaan nou daarna kyk. Waar glo jy kom jou sukses vandaan? Ek het vir julle die storie vertel van hoe ek amper op die punt was om die bediening te verlaat, want ek het gewonder wie sal ooit weer na my luister as hulle weet wie ek is. En toe ontdek ek, maar my sukses het in elk geval nog altyd van die Here gekom. As ek voorheen gedink het, my sukses lê in my en is omdat ek oulik is en talentvol is of 6 jaar studeer het, dan het ek 'n fout gemaak. Dit kom van God af. Kom van God af. So dit beteken nie jy moenie studeer nie, natuurlik moet jy studeer. Maar uiteindelik kom dit van God af. Adam het die vermoë om die diere name te gee sonder dat hy 'n dag geswat het. Dan toe verander alles. Genesis 3. Die slang, Genesis 3 vers 1, was listiger as al die wilde diere, wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gesê, het God werklik gesê, julle mag nie eet van geen boom in die tuin nie? Kyk net gou daai vraag hier. Wat fout met daai vraag? Klomp goed is fout met daai vraag. God het nie gesê, julle mag nie eet van die bome in die tuin nie. God het dit nooit gesê nie. As God dit gesê het, dan sou God onregverdig gewees het, want hoe sou hulle leef? So wat doen Satan? Hy saai suspisie. Hy saai twyfel. Hoekom sal God dit sê? Wat is God se geheime agenda? Is God regtig goed? Gee hy regtig vir julle om? Dit is varkietaal. Nee? Classic varkietaal. Ek was nie hier gewees het nie, my maat al gesê ek se glips. Daar's geen toekoms vir my in hierdie land nie. Dit is varkietaal. God het nie gesê hulle mag nie eet van die boom nie. God het gesê hulle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Hy vra, het God werklik dit gesê? Hy sê nie God het gesê nie, hy sê het God werklik. So dit kom deur suspisie, deur twyfel in God. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. So nou, in plaas daarvan om die Satan te weerstaan, tree sy in gesprek met hom. Weet jy net toe Josef, julle ken die verhaal van Josef? Toe Potifar se vrou dink, hierdie is 'n jong ou mannetjie, ek wil hom graag gryp. Nee, toe het Josef so vinnig weggehardloop dat daar 'n stuk van sy klere afgeskeer het van sy lyf af. Weet jy, Psalm 1, ek wil net daarby stil staan, dit is nogals belangrik. Psalm 1 sê, gaan lees Psalm 1, it's a beautiful Psalm, dit is die voetstuk van die hele Psalms. Psalm 1 sê, dat as jy by sonde kom, as jy iets sien wat verkeerd is, wat ons gewoonlik doen, Psalm 1 sê, jy staan en kyk vir die ding. Daar is sonde, en ek kyk daarvoor. En Psalm 1 sê, dat as jy lank genoeg kyk, gaan jy dit wil doen. Maar ons sê mos nou, Jesus, maar ek is volwasse. Nee? Ons praat ek mos nou deesdae van volwasse films. En dit beteken ons mag dit kyk. Wat natuurlik glad nie waar is nie. Een van die grootste gesprekke in my huis, 'n daaglikse gesprek is, wat is die ouderdomsbeperking van hierdie film? Want as jy nou 13 is, dan kan jy mos nou die film kyk. Nou wat my kinders uitfreek, as ek sê vir hulle, daar is films wat 16 is, wat jou pa nooit in sy lewe sal kyk hê. Nie omdat ek 'n goody two-shoes is, of omdat ek nou 'n pastoor is nie. Daai film is net nie goed vir jou nie, my seun. Jy kan 53 wees, moet asseblief nie daai film kyk nie. Want as jy staan, sê Psalm 1, en kyk, en jy loop nie weg nie,
sê Psalm 2 die volgende stap na kyk. Gaan jy die stoel vat. Psalm 1 sê jy staan en kyk. Psalm 2 sê as jy lank genoeg begin kyk, dan sirkel jy. OK, dis regtig interessant. Ja, ek wonder hoe lyk dit van hierdie kant af. Man, almal doen dit, kan nie so erg wees nie. Kan regtig nie, ek wil almal doen dit, want ek gaan nie vat nie, ek kyk net. Nee, so nou sirkel jy die ding, gaan kyk die beweging in die teks in Psalm 1. So sy het gekyk na die slang, nou is sy besig om te sirkel. Nee. En dan sê Psalm 1 die derde stap is, dan gaan sit jy. En dan doen jy die sonde. En dis hoe jy gevang word. Kyk, sirkel, sit. So dis presies wat Eva doen. Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrug van die boom van die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie want dan sal ons sterf. Nou het sy al gesirkel en nou gaan Satan in vir die keel. Hy gaan nou vir die slagaar. Toe sê die slang vir die vrou, jy sal beslis nie sterf nie. Satan het begin by, het God regtig gesê? Baie onskuldig, net onskuldige vraagie man. Nou is hy by, God is verkeerd. Seriously, God is verkeerd. Maar God weet dat jou oë sal oopgaan die dag wanneer jy van die boom eet en dan sal jy soos hy wees deurdat jy alles kan ken. Hier kom die conspiracy theorie. Die samesweringsteorie. Kom ek vertel gou wat eintlik agter dit sit, nee. God wil sy mag behou. En jy kan soos God wees. En nou het God gesê jy mag nie eet van die boom nie sodat jy nie soos hy kan wees nie. So ek weet net nie of jy God kan vertrou nie man. So probeer dit. Sit in daai stoel. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik. Jy sien hoe sirkel sy omdat dit kennis gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man gegee en hy het geëet. Jy wil net gou 'n aantekening hier maak. Die Hebreëse teks impliseer dat Adam het die heeltyd langs Eva gestaan, hoor. Maar ons sê ons altyd die vrou se skuld. Nee. Die Hebreëse teks impliseer Adam het reg langs haar gestaan en hy kom van gesê het my vrou moenie eet nie. Kyk, net vir die rekord. So, sy het geëet en sy het ook vir haar man gegee. Hy het nie gesê ek gaan nie eet nie. Hy eet toe ook. Hulle albei se oë het oopgegaan en toe het hulle besef wat gebeur met hulle. Hulle besef dat hulle kaal is. Wat is die eerste ding wat met hulle gebeur? Beskaming. Shaming. Onmiddellik word hulle geshame. Hulle raak skaam. Iets wat God mooi en reg en goed geskep het. Beautiful ding. Raak onmiddellik omgekeer in beskaming. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en handel om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here in die tuin wandel. Net 'n beautiful teks, nê. So, hoe was Adam en Eva se verhouding met God gewees in die tuin van Eden? Hoe dit was, imagine dit. God het in die aandwind afgekom en dan het hy saam met Adam en Eva gewandel. Imagine it. Imagine net gou jy het 'n tuin gehad, elke middag hier so 4:00, 5:00 se kant, kom Jesus af. En weet jy wat doen julle? Julle loop in die tuin. It's awesome. Ek het al vir 'n pel vir my gevra, wat sou jy vir Jesus gevra het, as jy saam met hom kom wandel in die tuin, elke middag 5:00? Weet jy wat sê hy vir my? Ek het van my stoel afgeval. Hy het vir my gesê, hy sal graag vir Jesus wil vra, hoekom sny babas so swart tande? Regtig, uit alles sê jy wil weet, hoekom sny kinders so swart tande? Maar okay, nou as jy jou pappa of mamma is, jy gaan al wonder daaroor. Maar wat sou jy gevra het? Julle sien die vlakke van intimiteit wat Adam en Eva gehad het. Hulle kon elke aand saam met God in die tuin wandel. Hier is die punt. As jy 'n skapie word, is dit die vlakke van intimiteit wat jy met God kan hê. Want hy het jou verhouding herstel na Eden toe. Maar as jy gaan val vir die varkie, ek is nie goed genoeg nie, of die fotokopie van Satan,
Want hy wil jou mislei. Check gou wat doen die Here, wat doen Jesus, nee, dis amazing. Want mense wonder nou, as Jesus nou afkom, wat sou hy vir Adam en Eva sê? Ek gee vir julle hierdie pragtige tuin en die een ding wat ek vir julle vra om te doen, doen julle toe nou wragtig, julle het julle bed gemaak en julle moet nou maar daarin slaap. Nee, vat vir jou, kry vir jou. Laat weet wie het uitgewerk het. Nee, weet jy, God kom soek hulle. Dit is die Jesus wat gesê het, ek sal die 99 los en die een gaan soek wat weggeraak het. Hy kom soek hulle. En hy vra, waar is jy? Hoekom? Want hy verlang na sy verhouding met hulle. Hy het obviously geweet wat gebeur het, maar hy kom soek hulle. En dan gaan alles baie vinnig, baie suid. Vers 10. Ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal en toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? OK, en hier kom wat ons noem blaming. Nee, die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het. Sy nou mooi tussen die lyne lees. Nee. God, jy is eintlik te blame. Jy moes nou van beter gewees het. Nee? Blameer God. Die vrou wat jy my gegee het, om by my te staan, die Hebreëse teks impliseer sy het letterlik langs hom gestaan. Sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here vir die vrou, wat het jy gedoen? En die vrou sê, dis die slang. En dan kom sonde in die wêreld. En hierdie perfekte verhouding wat hulle met God gehad het, word gebreek. Hierdie intimiteit, hierdie veilige ruimte word gebreek as gevolg van sonde. Sonde bring skeiding tussen God en mens. En meer as dit, die natuur word aangetas. Nou moet Adam nog steeds werk, maar die grond sal dussels, dorings voortbring. Nou gaan hy in die sweet van sy aangesig sy brood verdien. Die vrou gaan nou met pyn haar kinders in die wêreld bring. Pyn, boosheid, slegte goed wat met goeie mense gebeur, vliegtuie wat val, kinders wat seer kry wat dit nie verdien nie. Dis nie hoe God die wêreld geskep het nie, dis 'n neeweffek van die sonde. Alles word aangetast. Dis hoekom Romeine uiteindelik sê, die hele natuur sug na die wederkoms van God. Die hele natuur sug dat daar 'n dag kom, wanneer Jesus die nuwe hemel en die nuwe aarde maak. So wie was Adam en Eva in die tuin? Hoe is hulle beroof? Genesis 3. En al die notas is in julle boek, die misleiding, die twyfel, die suspisie, julle kan dit regtig gaan lees. Kom ek gee vir julle 'n opsomming daarvan. As jy wil verstaan wat wedergeboorte is, dan moet jy weet dat Christus herstel jou verhouding terug na die verhouding wat Adam en Eva in die tuin gehad het. Die verskil egter is ons leef nog in 'n sondige wêreld. Nee, want die wêreld is nog steeds gebreek, maar jou verhouding word herstel as 'n skapie na wat Adam en Eva in die tuin gehad het. Nou wil ek gou vir jou vra, waar leef jy? Leef jy in Genesis 1 of leef jy in Genesis 3? Dit het nou te maak met jou binnegesprek, jou werklikheid, die oefening wat jy gisterand moes doen. Kom ons kyk gou daar. Genesis 1 versus Genesis 3. As jy 'n skapie is, word jou verhouding herstel na Genesis 1. Dis op bladsy 12 in julle boeke, as julle dit wil volg. Hoe lyk Genesis 1? Genesis 1 het hulle geweet, hulle is kinders van God. Hulle is seuns van God. Hulle het geweet wie hulle is. In Genesis 3 raak hulle weeskinders. Hulle weet nie meer wie hulle is nie. Hulle verloor verhoudings. Hulle eerste huwelik is besig om te verbrokkel. Hulle het serieus huweliksterapie nodig. Ek sou hulle graag wou neem vir 'n paar sessies. Ek is alleen.
In Genesis 1 glo hulle God sal voorsien, in Genesis 2 jy moet maar jouself sorg. Jy moet my eie potjie krap. As jy nie vir jouself sorg nie, gaan niemand dit doen nie. If you want something done, do it yourself. In Genesis 1 is hulle gekoester deur God. Ek is gekoester, ek is veilig, ek is geliefd, ek is goed genoeg. In Genesis 3 is hulle alleen. Hoekom? Hoe kan ons dit sê? Want Adam en Eva veg mekaar. Dit is Eva versus Adam. Hulle elkeen is in 'n eie kampie. Nou het hulle kanonne en elke ou het 'n fort. Nou word ek bedreig. En Adam gaan so ver as om te sê, maar God, jy moes my eintlik van beter geweet het. Julle sien die verbrokkeling van die intieme verhouding. In Genesis 1 kon hulle God vertrou. In Genesis 3 moet jy maar gryp, want daar is te min. Daar is te min. Jy moet gryp. Soos wanneer jy 'n kind is, en daar is 'n koek, en daar's 4 kinders, en jy sny die koek, en een stukkie is groter as die ander, dan sê Boetie vir Sissie, wil jy nie die groter stukkie koek vat nie? Het dit al ooit in jou huis gebeur? Nee. In ons huis, as ons koeldrank ingooi, nee, dan die glase word so, jy ken nie parallax fout, nee, jy wil net nie 'n parallax fout maak nie, kan net nie 1 millimeter meer. As ons in die aand pizza geëet en daar's pizza oor, dan sit ons dit in die yskas in 'n bak en daar is altyd 'n kind wat in die middel van die nag opstaan. Hulle staan nooit op nie, maar as daar pizza is. Want as ek nie in die middel van die nag opstaan nie en ek staan môreoggend te laat op, dan gaan ek nie pizza kry nie. Nee? En pizza is alles. OK. En dan staan een kind op, hy gryp al die pizza, anders dan gaan ek niks kry nie. En dan word die kinders die volgende oggend wakker, wie het al die pizza geëet, en daai ou is dood. Jy kan hom net glad nie. Almal is verbaas. So vertrou jy God of glo jy moet gryp? Glo jy as jy nie vir jouself sorg nie, gaan niemand dit doen nie. Waar leef jy? Genesis 1 is daar oorvloed, daar is genoeg vir almal. Genesis 3, daar is skaarsheid, daar is te min. Vriende, kan ek gou 'n slegte ding sê? Sorry, dis 'n belydenis, hoor. Maar kerke doen dit ook. Jy kry kerke wat disipelmakend is, wat soek na mense wat nie Jesus ken nie. En dan kry jy kerke wat ander Christene recycle uit ander kerke uit. Net in die recyclingbedryf. Want daar is te min Christene in my kerk en die budget en die overheads. Jy kan dit regtig sien. Logos, nee, is 'n gemeente. Ek het dit beleef, dis hoekom ek hier mag staan. Dis hoekom ek my enigstens toelaat hê. Want hierdie is 'n kerk wat glo in oorvloed. Hierdie is 'n kerk wat glo dat alle kerke is op dieselfde span. Hierdie is 'n kerk wat glo, kom ek stuur sendelinge na 'n ander land toe, ons gee vir hulle geld en dit het geen direkte voordeel vir ons nie, want dit gaan nie oor ons nie, wat God gaan weer voorsien en daarom kan ons weggee. Maak dit sin? Jy kan baie vinnig optel of 'n kerk dink hy is in kompetisie met ander kerke. Hier's daarom nou te veel kerke. As ek daar in Woester hoor, daar is 'n ou wat besig is met kerkplanting, sal ek vir jou vra, wat het jy nodig? Wat het jy nodig? Ander ons sal sê, maar wragtig, heel 23 kerke in die dorp, jy kom plan jy nog 'n kerk. Maar so waar leef jy? Glo jy dat daar is 'n oorvloed, daar is genoeg, of glo jy daar is 'n skaarste? Want as jy glo daar is 'n skaarste, moet jy gryp. Want jy's eintlik alleen, en as jy nie vir jouself sorg nie, gaan niemand anders dit doen nie. Dis Genesis 3 denke. In Genesis 1 neem hulle verantwoordelikheid om te heers en om die tuin te bewerk, né? In Genesis 3 blameer hulle. Nie my skuld nie. Ek het dit nie gedoen nie. As ek nie die vrou gehad het nie, sou ek nie. Blameer jy of neem jy verantwoordelikheid? Deel van verantwoordelikheid neem is teshuva. Om te keer, om sonde te bely.
Hoe klink jou taal wanneer jy praat, as jy nou 'n braaivleisvuurtjie het? Blameer jy, of neem jy verantwoordelikheid? Want blameer kom uit 'n houding van ek is actually alleen. As ek nie vir myself sorg nie, gaan iemand anders dit doen. Ek moet my eie potjie krap, daar's te min, ek moet gryp. Of jy kan sê, yes, my pa is die koning van die heelal, man. Ek is sy seun. Hy is lief vir my. Hy sal vir my voorsien. Hy hou my vas. Niks sal my ruk uit sy regterhand uit nie. Ek vertrou hom. Daar is genoeg. Maar ek moet verantwoordelikheid neem. Ek moet doen wat ek moet doen. En as ek droog maak, moet ek dit sê. En as ek blinde kolle het, dan moet ek dit kan sê. In Genesis 1 kan hulle ontspan. Hulle kan vrede hê. Nee, want God sal voorsien. Stresvlakke baie laag. Angsvlakke baie laag. In Genesis 3 moet jy veg. Dog eats dog. Net die sterkste sal oorwin. Ons sien dit nou weer internasionaal, nie ongelooflik hoe lande, elke land veg nou maar net weer vir homself. Nee, sien julle dit op die oomblik in die nuus? Elke land sê maar ons land, maar eintlik nie. Jy weet daar's te min. Ons moet vir ons land sorg. Geen nie soveel om vir die ander land nie. Nee? So wat interessant is, nee, een van die frases wat Jesus die hele tyd gebruik, as jy dit baie mooi lees in die Nuwe Testament is, hy sê my vrede gee ek vir jou. Onder andere Johannes 16 sê Jesus sy disippels, hy sê vir hulle, ek waarsku julle, Johannes 16:33, ek waarsku julle, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Yes, hier is nogals regheid hoor. Ek het nou gewens hy sal dit so 'n bietjie sugarcoat. Nee, ek wil serieus, 'n bietjie regheid Jesus. Maar hy sê dit. Hy sê vir sy disippels, ek waarsku julle, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Life is tough. Dan sê hy, maar hou goeie moed, want ek het reeds die wêreld oorwin. So dis 'n bietjie soos die fotokopie van Satan, né? En dan sê hy, my vrede gee ek vir julle. Dis 'n refrein wat Jesus die hele tyd sê, my vrede. So jy het nie vrede nie, hy het vrede. Wil jy vrede hê? Jy moet sy vrede hê. Jy kan nie vrede kry in jou omstandighede nie. Jy kan probeer, jy gaan dit nie kry nie. Hy het vrede. Hoekom? Want hy het gesterf aan die kruis en hy het reeds oorwin en hy het opgestaan. So hy is in 'n plek van vrede. As jy wil vrede hê, moet jy sy vrede vat. Hoe doen jy dit? Here, gee my u vrede. Paulus praat van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Genesis 1 gaan alles oor lewe. In Genesis 2 gaan alles oor dood. Alles sterf, alles vergaan, alles is verganklik. Genesis 1 is daar vryheid, in Genesis 3 is daar vrees. Is daar vrees. Ek is nou bang vir jou. Jy het 'n geheime agenda, jy gaan my onder die bus gooi. Ongelooflik, Johannes 1 Johannes 4 vers 7. It's a beautiful vers. Sê dat die teenoorgestelde van vrees, 1 Johannes 4 vers 7, die teenoorgestelde van vrees, weet jy, is nie om braaf te wees nie. Dis nie buckle up nie, dis nie walk it off nie, dis nie pull yourself up by your bootstraps nie. Die teenoorgestelde van vrees, sê 1 Johannes 4 vers 7, die liefde dryf die vrees uit. Dit is interessant, nee, die teenoorgestelde van vrees in die Bybel is nie braaf nie, maar liefde. Hoekom? Want as jy weet dat jy is gekoester, jy is geliefd, God gaan voorsien. Jy is nie alleen nie, jy is sy kind. Dan het jy nie vrees nie, want jy is veilig. He's a good father. Julle, ek het dit nooit regtig verstaan nie, hierdie vaderskap van God. Ek het dit geweet teologies. Totdat ek my eie seun gehad het. Ek wil gou vir julle 'n storie vertel. So, as ek en my vrou nou, voordat ons al getroud is, dan gaan ons Blouberg toe, gaan eet as 'n roomhuis. Daar by daai hoek kaffietjie, hulle het mos die heerlikste roomhuise, dit is nie baie duur nie. Dan gaan stap ons op die strand. Dan het my vrou 'n roomhuis en ek het 'n roomhuis, nee. Maar my vrou te geneigd om haar roomhuis redelik vinnig te eet. Nee, ek sê nie sy se vraat nie. Ek sê net sy eet haar roomhuis redelik vinnig.
En dan kyk sy na myne. Weet jy hoeveel dates het ek al bederf? Moenie my roomys eet nie. Jy het mos nie roomys gehad. Moet asseblief nie my roomys eet nie. Daar's min dinge wat die wit waks uit my irriteer as jy my roomys eet. Maar toe kry ons 'n seentjie, ons eerstgeborene. Hy is so 2 jaar oud. Ons gaan vir die eerste keer strand toe saam met hom. Hy dra nog 'n doek. Ons het vermoed dit was dalk al 'n bietjie vol, so hy hang so, julle weet hoe lyk hy hangdoeke. Ek kry 'n roomys, my vrou kry 'n roomys, my seentjie kry 'n klein roomysie, 'n kinderroomysie. Ons stap op die strand, die doek is swaar. Hy's 2, hy stap ook nie so lekker nie. Stap op die strand, raai wat gebeur met sy roomys? Val in die sand. Raai wat doen ek? Sonder om te dink oor. Ek gee my roomys vir hom. Ek is self geskok. My roomys, niemand eet my roomys nie. Maar dit was my beter om my roomys vir hom te gee as wat dit is om te sien dat hy huil. Ek het nie gedink oor nie. Ek het nie eers verontreg gevoel nie. Ek het nie eers gekyk na my vrou se roomys nie. As jy dit verstaan jy die vaderhart van God. Dis die vaderhart van God. En my vraag is net, waar leef jy? Leef jy in Genesis 1 of leef jy in Genesis 3? Adam en Eva het geleef in Genesis 1. God herstel hulle verhouding na Genesis 1. Ja, ons leef nog in 'n gebroke wêreld, die wederkoms is nog nie hier nie, maar jou verhouding is 'n Genesis 1 verhouding. In Genesis 1 is alle mense familie, in Genesis 3 is alle mense kompetisie. Alle mense is kompetisie. Ek moet kompeteer, ek moet my plekkie vol staan, ek moet die beste wees. Ek wil vir jou vra, waar leef jy? Waar leef jou kinders? Sê vir jou kinders, as jy wit is in hierdie land, gaan jy nie werk kry nie. Julle, weer eens, as jy kan emigreer en jy moet emigreer en die Here sê jy moet emigreer. Ek is nie krities oor ons wat emigreer nie, glad nie. Ek het baie goeie vriende wat emigreer het. Maar wat sê jy vir jou kinders? Ander mense is kompetisie, jy beter gryp my seun. Nou die Bybel sê wel, ek het 2 kinders in matriek op die oomblik. Nee, die Bybel sê as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Nee, so dit beteken nie jy kan op die strand sit en pina coladas drink nie. Jy moet werk. Adam moes werk. Hy moes in die tuin werk. Yes. Maar glo jy ander mense is kompetisie? Hulle bedreig jou, daar is te min. Kan ek vir jou vra, kan jy gelukkig raak as jou beste vriendin iets kry wat jy nog altyd wou gehad het? Kan jy saam met haar celebrate? Kan jy gelukkig wees vir jou kollega wat die verhoging kry wat jy gedink het jou toe kom? As jy daai vraag kan beantwoord, gaan jy baie vinnig weet waar ek leef. Leef ek in Genesis 1? Leef ek in Genesis? Nou, vriende, die wêreld is onregverdig, dis korrek. En onthou, God is ook 'n God van regverdigheid. Okay, so daar is iets soos regverdigheid. Ek sê nie, daar moet nie regverdigheid wees nie, daar moet justice wees. Maar waar leef jy? Goed, so. Na Genesis 3 val alles uitmekaar. Adam en Eva het geglo, alles wat goed is, kom van God. In Genesis 3 dink hulle moet hulle eie potjie krap. Kyk gou vir my na bladsy 14. Ons is op bladsy 14 nou. En wat met die mens gebeur in Genesis 3 is sy vlees neem oor. Julle gaan dit sien daar in die middel van die bladsy. Ek moet maar self. Vlees beteken ook, ek is selfsugtig. Ek moet beklei. Dit gaan alles oor my, as ek nie uitkyk vir myself nie. En Satan dryf dit deur leuns en bedrog. Hy gaan vir jou sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Hoekom dink jy kan jy?
Rarig? Hoekom probeer jy? Jy het mos nog geweet jy gaan nie slaag nie. So die vlees van die mens neem oor. Bladsy 15, wat is die effek daarvan? Hulle word mislei. Hulle glo nie meer dat God gaan voorsien nie. Hulle wonder, gaan God voorsien? Is God nog goed? Kan hy regtig vir my sorg? Gee hy om vir my? Sien hy my raak? Ek onthou so 'n paar jaar terug, moes ek na SARS toe gaan, toe ek nou nog hier in Bellville was. En ek dink, ek moet nog iets regstel by SARS, ek het so 3:30. Gaan ek nou vinnig in en uithardloop by SARS? Julle hoor die naïwiteit, nee. Ek kom daar's 'n massiewe ry, ek kry 'n nommer, ek is nommer 121. Besef daar gaan my dag. En weet jy, dit help nie om in SARS se ry te sê, maar ek is Dominee Els nie. Nee, ek kan nie daai kaart speel nie. SARS het nie 'n saak nie. Ek speel nie geheel daai kaart nie, in geval jy twyfel, maar ek het gedink daaroor. Weet jy nie, dat in God se oë is jy nie nommer 121 nie. God ken jou op jou naam. God kan hier instap, nee. Ek ken so 'n paar van julle se name, maar God kan nie instap, hy kan jou naam noem. En hy kan jou kinders se name noem, en jou kleinkinders se name noem, en die kinders wat nog nie gebore is se name noem. Hy is die God van die individu. Hy sê hy weet hoeveel hare daar op jou kop is. My dogter, so 21, en sy stort gewoonlik voordat ek gaan stort, en dan kom ek in die stort, sy het 'n pragtige lang hare, en dan is haar hare in die stort. Dis min dinge wat so grillig is as hare in die stort. En dan raak ek sommer vies, want sy weet. Maar weet jy, elke keer as ek nou daar staan en vies raak vir my dogter, dan dink ek aan, weet jy, Jesus het actually geweet hoeveel hare sy volgende verloor in hierdie stort. So hier is ek nou besig om vies te raak. Sien julle my vlees, net wat so, net so 'n bietjie onder die oppervlakte. Altyd net so 'n bietjie onder die oppervlakte. Maar hoe kom jy oor dit? Jy dink aan die God wat actually geweet het hoeveel hare my dogter gaan verloor in die stort vanoggend. Ek dink sy moet dit nog steeds skoonmaak, man. Maar so, hulle word mislei, hulle word verneder, hulle word bedreig, hulle word aangekla, hulle voel aangekla. Hulle word vyande van God, bladsy 16. Hulle raak kinders van Satan. Julle, ek het dit gisterand verduidelik, nee, daar's net lig of duisternis. Julle onthou dit? Okay, jy kan net in een van twee posisies wees. Hulle raak geestelik dood vir God, hulle verhouding met God word afgesny. Hulle kan nie meer in die tuin wandel in die aand nie, want God is heilig. En van nou af sal jy moet offers bring as jy in God se teenwoordigheid moes kom. Hulle raak totaal wetteloos. Hulle twee kinders, Kain en Abel, die een slaan die ander een dood, raak al hoe erger. Kain het meer as een vrou, polygamie, alles gaan bitterheid. Hulle raak hoogmoedig, hulle is selfgerig, it's me, myself and I. Hulle raak strafwaardig voor God, met ander woorde, hulle doen sonde, en God is wel 'n regter. Hulle raak slawe van die sonde, hoekom? Want ek is alleen, as ek vir myself sorg, gaan niemand anders dit doen nie. So uiteindelik, word hulle beroof, dis die punt, hulle word beroof van 'n verhouding met God. Okay, en ons gaan nou daarmee afsluit. Wat beteken dit dat jy beroof is? En julle kan gaan kyk op bladsy 17, ons het nou nie tyd om daarna te kyk nie, maar in teenstelling het Jesus nogals geweet wie hy is in sy Vader. Jesus het dit nogals baie mooi. Jesus het altyd gesê, ek doen nooit iets wat my Vader my nie gee nie. Nee, so Jesus weet wie hy is, hy weet waar hy vandaan kom, hy weet waar hy nou op pad is, want hy kry dit vanuit sy Vader. Hy is die tweede Adam, sê die Bybel. So kom ons blaai gaan na bladsy 19, dan gaan ons na hierdie ding kyk. So in geval jy geslaap het, want die definisie van 'n dominee is iemand wat praat terwyl jy slaap, so ek neem dit glad nie vir jou kwaadlik nie. Maar in geval dat jy geslaap het, ons praat oor
Wie was Adam en Eva in die tuin van Eden, toe alles nog perfek was, voor die sondeval? Wanneer Christus jou verlos en jy word gered, word jou verhouding herstel na hoe Adam en Eva dit beleef het in Genesis 1 en 2. Die verskil is, ons leef nog in 'n sondige wêreld. Yes, bad things happen to good people, maar jou verhouding is herstel. In Genesis 3 met sonde kom daar skeiding tussen ons en God en skeiding tussen ons en mense en skeiding tussen ons en die natuur. Die natuur word aangetast, dis hoekom ons 'n ekologiese krisis het. Maar jou verhouding. En Adam en Eva in een sin het geglo dat alles wat goed is, kom van God. Alles wat goed is, alles wat belangrik is, God is die bron. Psalm 16 sê dit so mooi. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. En dan praat hy van hoe God voorsien. En die vraag wat jy moet vra is, dink jy soos 'n varkie of dink jy soos 'n skapie? Waar leef jy? Want ons praat oor identiteit in Christus. Wat dryf jou? Wat is jou dryfveer? So na Genesis 3 raak Adam en Eva behoeftig. Die Engelse woord is needy. Want hulle het voorheen alles in God gekry. Nou is hulle verhouding met God aangetast. Maar hulle probeer nou hulle behoeftes vul op ander plekke. So op bladsy 19 is daar seker 3 sirkels. En dit gaan oor die mense diepste behoeftes. Die sielkunde sê dit ook, maar ek glo die Bybel het dit eerste gesê. En daar's niks fout met hierdie behoeftes nie. God het jou so geskep. Maar jy het 3 behoeftes wat jy graag wil hê vervul moet word. Die eerste een is om waarde te hê of waardigheid. Jy wil waardevol voel. En ons soek dit in ons voorkoms. As ek net kan Botox kry. As ek net 5 kilos kan verloor. Na my egskeiding, eers het ek sleg gevoel oor myself. Mens glo mos nog altyd as jy goed genoeg was. As jy goed genoeg was. So toe ek nou begin gym, wat natuurlik 'n goeie ding is, want daai dopamien en daai serotonien, jy weet as jy kardiovaskulêr doen, en ek verloor 18 kilos in 'n jaar. Julle kan sien ek is nou weer gelukkig getroud, nee. Okay. Hartseer. Maar hoekom? Want ek wil beter voel oor myself. As ek goed genoeg, mooi genoeg was vir my vrou, oulik genoeg was, ryk genoeg was, slim genoeg was. So ons probeer ons waarde kry in ons voorkoms, ons probeer dit kry in ons klere. My seun op hoërskool, graad 10. Hy weet ek vertel die storie, hoor. Ons lag saam daaroor. Hy het vir my gesê in graad 10 hy moet Nike Rouches hê. Ek het nie 'n klou gehad wat hy sê nie. Nike Rouches. Nike Rouches is Nikes, dis tekkies. En Rouches, nee. Julle almal gaan nie jaloers wees nie, julle gaan nie. Rouches het sulke flappies wat die veters toemaak. Dis Nike Rouches. Hierdie skoene kos R2.500. Ek sê vir my sien as nie 'n kans nie. It's just not gonna happen, man. Ek het nog nooit in my lewe skoene gekoop wat meer as R600 is nie. Daar's nie 'n kans nie. Hy sê pappa, ek moet Nike Rouches hê. Ek moet dit hê. Ek sê vir hom, as jy dit kan koop met jou geld, gaan nie van my af kom. Hy kry 'n werkie. Hy gaan werk in die surf shop in die mall. Hy werk. Hy spaar R2.500. Hy koop Nike Rouches. Dit kom. Hy trek dit aan. Maar nou is hy die man. Die enigste uitdaging is hy wil nie buite met die skoene rondloop nie want hy gaan vuil raak. Want die hele idee van Nike Rouches is dat ander mense moet dink, "Jesus, jy is die man, jy het Nike Rouches. Hoekom het ek nie Nike?" So dis waarvoor hy gaan, maar op 'n eendag hy kan nie buite rondloop met die skoene nie want dit gaan vol modder raak en dan is hy Nike Rouches.
Een van my ander kinders sê, as ek net 'n meisie kan hê. Kyk, as jy hier so op 16, 17 is, jy moet net, as jy net 'n meisie kan kry. En hierdie ouetjie gaan gym toe, en hy doen baie goed in die spiertjies, en dan, hulle neem sulke foto's van hulle self in die spieëls, nee. En ek vroeg vir my seun, asseblief moet dit nie post op Facebook nie, moet dit nie post op Facebook nie, ek dink daar's 'n paar op Facebook. As ek net 'n meisie kan kry, nee, gaan ek gelukkig wees. Hoekom kan ek nie 'n meisie kry nie? Is daar fout met my? Okay, ek is nie gespierd genoeg nie, ek is nie lank genoeg nie. So kom ons doen iets aantrend, kom ons gaan gym toe, kom ons kry spiertjies en so. En hy kry toe 'n meisie, maar hierdie meisie het ongelukkig ook gesê, as ek net 'n ouetjie kan kry. Ek het gisteraan gepraat van 2 fleas and no dog. Nee. Okay. Yes, en toe kry nou hierdie meisie. En binne die eerste week kom hy agter, is nie 'n grap om 'n meisie te hê nie. Sy het actually behoeftes. Sy wil actually blomme hê, en hy het nou nie geld vir blomme nie, en yes, en sy wil heeltyd met hom praat, en hy wil eintlik game, en ewe skielik, sy wêreld is nou nie so fantasties nie. So, ons probeer ons waarde kry in ons voorkoms, in ons klere, in ons huis, in ons kar, in ons geld, as ek genoeg geld het. Een van die rykste mans in die wêreld nou voor die Elon Musk was 'n ou met die naam van Rockefeller. Julle weet van Rockefeller? Ons het altyd vir ons kinders gesê ek is nie Rockefeller nie, né? Hulle het eendag vir Rockefeller gevra, wanneer is genoeg geld genoeg geld? Weet jy wat het hy gesê? Net 'n bietjie meer. Net 'n bietjie meer. Ons probeer ons aanvaarding kry in familie as ek die regte van het. Nee, as ek nou, ek gaan nou nie 'n van noem nie. As ek nie daai van het, daai familie. As ek die regte vriende het, skool, groot ding, is jy in, is jy uit. As jy in die regte vriende kring, is jy in die verkeerde vriende kring. Regte klasmaats. Hier sal sekere skole in die Kaap, en ek is nie krities nie as jy na skool toe gaan, fantasties. Maar hoe weet jy 'n ou gaan na daai skool toe? Hoe weet jy 'n ou gaan na daai skool toe? Ek gaan dit vir jou sê binne die eerste minuut. Nee, want ek is in daai skool. As ek 'n meisie kan kry, gaan ek aanvaar word. As ek in die regte klub behoort. Julle, hierdie is 'n lelike ding. Sorry, maar kan ons eerlik wees? As ek net by daai kerk kan wees. Jy gehoor praat mense, ek was voorheen in daai kerk, maar nou. Nee. Man los daai kerk, is 'n simpel kerk. As jy in hierdie kerk, hierdie is die kerk, die worship, nee, hulle het 'n rookmasjien. Verskriklike ding. Terwyl as ouens nie wat onder 'n boom kerk hou. Yes, ek het dit gaan ontdek in Mosambiek as ek gaan sending werk doen, en dan stap ek nou in 'n village in, teologie student, ek weet mos nou alles. Toe ontmoet ek eendag 'n ouderling, nee, in Mosambiek. Man, die oom was seker so 70. Ek kom nou om vir hom te vertel van Jesus, maar hierdie oom lees al die Bybel vir 40 jaar. Geen formele opleiding nie. En toe ek met die oom begin praat, toe besef ek, Johan, jy gaan dalk moet stil bly, want hierdie oom weet baie meer van Jesus as wat jy weet. Baie meer. Hierdie oom weet actually iets, en ek net besluit gaan stil bly, en ek het my notaboekie gaan haal. En hierdie ou hou kerk onder 'n boom. Onder 'n boom. As ek net by daai kerk kan wees. Weet jy, as jy groot word in Mannenberg en jy kry nie aanvaarding by jou ouers nie, dan is jy bereid om op 12 enigiemand dood te skiet, want jou bendelede gaan jou dan aanvaar. Ons almal wil net toerekendheid hê of suksesvol wees. Nee, as jy die regte beroep het, as jy die regte prestasie het, as jy in die top 10 is, as jy die regte kwalifikasie het. Jy het al gehoor, sorry ek spot net so 'n bietjie, maar in die verlede altyd, voor jare as jy 'n vrou partykeer ontmoet, dan sê sy ek is mevrou dokter. Nou as jy heeltemal so is jy die dokter? Nee, my man is die dokter. So, maar hoe werk dit dan nou? Hoe is kyk, jy is mevrou dokter. As jy die regte talente het. Julle, ek wil my dogter was in die laerskool gewees in graad 1. Sy was baie vinnig. Sy het lekker atletiek gehardloop.
En in graad 1 kry sy al die goue medaljes. Nee, sy staan op haar stage. En dit is fantasties, want it's beautiful. Hier het vir haar talent gegee en ek moedig haar aan en dit is great en wonderlik. Maar die volgende jaar is daar 'n nuwe dogtertjie. Sy kom uit die platteland uit. Sy is in die skool, haar naam is Anay. Sy is 'n lieflike dogtertjie. Maar sy is net so rapsie vinniger as my dogter. Net so rapsie. En ewe skielik in graad 2 kry my dogter nie meer die goue medaljes nie. En sy stap eendag van die veld af en sy sê vir my, "Yes, papa, ek is useless." En ek het ook, hierdie is 'n identiteit in Christus vraag. Hierdie is 'n identiteit in Christus oomblik. Papa, ek is useless. En ek sê te vir haar, my dogter, jy het 'n talent gekry, jy is lekker vinnig. Dit is fantasties om 'n goue medalje te kry, maar jou waarde hang nie af van jou medalje nie. As jy dit kan kry, great. As ek vir jou ekstra atletiek klasse kan kry, kom ons doen dit. Weet jy, hulle het 'n studie gedoen op depressie van mense wat by die Olimpiese spele 'n goud gewen het. Ouens wat depressief raak nadat jy 'n goud gewen het by die Olimpiese spele. Want as jy die goud gewen het by die Olimpiese spele, waartoe gaan jy van dit af? Want jou kans dat jy met die volgende Olimpiese spele weer 'n goud gaan kry, is bitter min. So sodra jy die goud wen, is jy op die kruin. En dan, want jy werk, jou hele lewe gaan daaroor om die goud te kry by die Olimpiese spele. En as jy hom het, wie is jy dan? So as jy goud kan kry by die Olimpiese spele, asseblief kry dit. Die punt is net, moenie jou waarde koppel aan dit nie. Weet jy, Gary Kieswetter, julle ken vir hom. Nee, hy het 'n ongelooflike ding gesê op 'n stadium. Ek het in een van sy preke gesit. En hy het gesê, 'n Christen mag 'n fancy Mercedes ry, 'n SLK. Hy het gesê 'n Christen mag 'n SLK Mercedes ry. Maar hy het gesê, sodra jy in daai SLK Mercedes klim en jy dink ek is die man, dan verkoop jy daai Mercedes en jy ry 'n Ford. Sorry, ek ry 'n Ford. Okay, niks teen Ford nie. Ek ry 'n Suzuki ook. Okay, moenie worry daaroor nie. Maar jy hoor wat ek sê, nee. So hier is die punt. Na Genesis 1 en 2, Genesis 3, die Genesis 3 lewe, het ons behoeftig geraak. Nou probeer ons waarde, ons aanvaarding en sukses of toereikendheid kry in mense of in dinge. In mense of in dinge. En die Bybel sê, jy kan nie jou waarde, jou toereikendheid en jou sukses kry in mense of in dinge nie. Dis onmoontlik om dit daar te kry. Jy gaan dit nooit daar kry nie. Dit gaan net nooit gebeur nie. Rockefeller het gesê, net 'n bietjie meer. So nou, dink jy, ek sal nooit vergeet nie, ek het die dag, ek het vir 7 jaar deurgery Durbanville toe, ek het in Woester gebly en bedien ek in Durbanville, so ek moes 'n goeie kar hê, want ek ry 180 km per dag, en toe koop ek vir my 'n Ford Fiesta. Ek is so dankbaar. Want ek is so trots, Ford Fiesta. En toe ek hom uitry, toe sien ek die Ford Raptor bakkie. Nou kyk, hy is 'n kar. Jy sien, as jy jou waarde koppel aan jou kar, gaan jy altyd 'n kar sien. So as jy probeer om jou waarde in mense of in dinge te kry, sê die Bybel, kan jy dit nie daar kry nie. Dis onmoontlik, jy is nie gemaak om dit daar te kry nie. So nou kan jy dit nie daar kry nie. Weet jy wat beleef jy dan? Jy beleef wat ons noem 'n verwerpingssiklus. Dit is wat daai pyltjie is wat so teruggaan. So die grys pyltjie is, ek probeer dit daar kry. Die S in die middel beteken self, ek dryf dit self. Ek wil self ryker wees. Nike Rochers, iPhone 16, wat ook al jou ding is. Maar die iPhone 17 is reeds op pad. Hartseer. So jy kan nie jou waarde kry in mense of in dinge nie. As jy probeer, gaan jy verwerping beleef, want jy kan dit nie daar kry nie, dan beleef jy 'n stuk verwerping, ek is nie goed genoeg nie, en weet jy wat doen jy dan? Dan probeer jy net weer harder.
Ek wil gou vir julle 'n video wys. Kyk gou net hierdie video. Dit is nie indrukwekkend nie. Ek wil gou vir die meisies vra, en dis die gedeelte waar julle nou terugpraat, Op die einde van die video stap daar 2 meisies verby die advertensiebord. As jy nou kon raai, ons weet nie, maar wat dink jy sou hulle dink? Wat sou daai 2 meisies dink as hulle verby die advertensiebord stap en daai pragtige vrou kyk? Ja? Enigiemand? Ek wil so sy wees. Ek is worthless. Ek het net genoeg nie. Ek measure net nie op nie. Ek gaan net nooit daar kom nie. Weet julle wat se ironie? Dat die vrou van die advertensie aan die begin is ook nie goed genoeg nie. Nee? Het julle gesien? 20 mense met haar make-up en nadat word sy gefotoshop. Die meisie van die advertensie is nie goed genoeg om op die bord te wees nie. Weet jy, hulle het onlangs 'n studie gedoen. Hulle sê dat 65% van vrouens kan onmiddellik slegter voel oor hulle self nadat hulle Cosmopolitan gelees het. 65% van vrouens kan onmiddellik slegter voel oor hulle self as hulle Cosmopolitan gelees het. Ek sê nie dis sonde om Cosmopolitan te lees nie, ek wil net sê jy moet weet wat jy lees. Jy kan nie jou waarde, jou aanvaarding en jou toereikendheid in mense of in dinge kry nie. Jy kan probeer, maar dan gaan jy verwerping beleef en dan gaan jy harder probeer. So die Bybel sê, jy kan dit net in God vind. Kyk gou vir my daar op bladsy 20. Bladsy 20 is daai 3 sirkeltjies weer. Die C staan nou in die middel. Christus bepaal nou my waarde. Christus bepaal my aanvaarding. Christus bepaal my toereikendheid of my sukses. En kom ek verduidelik dit gou vir julle. En as julle 'n bietjie afblaai, daar van bladsy 20 tot 21, gaan julle dit alles skryf wat ek nou vir julle sê. Alles staan daar. Jou waarde kom van Christus af. Dis jou eintlike waarde. Onthou julle ons het gisterand gesê, die ou wie se opinie die meeste van jou tel is Jesus se. God se. Hoekom? Want hy lewe vir die ewigheid. Dit wat jou maatjie van jou sê of Cosmopolitan. Cosmopolitan sê ook glo dat ware huweliksgeluk lê in die derde huwelik, sê hulle. Jy moet die eerste 2 so vinnig as moontlik verby kry. Vriende, lees die Bybel asseblief. Lees die Bybel. So hier is jou waarde. Jou waarde is dat jy is gekoop deur die bloed van Christus. Jesus het sy bloed gegee vir jou. As dit net jy was wat op aarde was, 'n bietjie weird, maar dan sou God die Vader sy seun nog steeds gegee het net vir jou. God het jou so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat as jou hare ook uitval in die stort, hy sy seun sou gee om jou te koop. Die God wat in die middelpunt is van die heelal. Jy is met ander woorde duur gekoop. As ek nou met kinders praat daaroor in 'n skoolsaal, dan vat ek altyd my golfstokke. Ek speel golf, hè? En dan vat ek my golfstokke en dan vra ek vir hulle, hoeveel dink julle is hierdie drywer werd? Nee, is nou 'n tweedehandse drywer, so kom ons sê gou dis R1000 vir 'n tweedehandse drywer. Dis min of meer wat dit kos. Nou sê ek vir hulle, as dit nou my broer Ernie Elsen was. Ek het nog gesê my broer is Ernie Elsen, hè. Maar as dit nou my broer Ernie Elsen drywer was, hoeveel dink jy is hy dan werd? Of Tiger Woods of Rory McIlroy? En ek sê vir jou, hy het 3 PGA Majors gewen met hierdie. Hoeveel is hy dan werd? R20,000. Nou hoekom is my drywer net R1,000 werd en Rory McIlroy is R20,000? Want dit gaan oor wie hy is. Gaan oor wie ook. So, weet jy wie het sy bloed vir jou gegee? Sy bloed vir jou gegee. Jy is duur gekoop. En jy het waarde
omdat hy jou so lief gehad het, dat hy sy bloed vir jou gegee het. Dis jou eintlike waarde. Dis die waarde wat gaan vasstaan vir ewig. En of jy nou in die onderdorp bly of in die bodorp, en of jy nou 'n fiets ry of 'n Mercedes, en of jy nou die CEO is of nie, en of jy nou oorgewig is of nie, en of jy nou botox of nie botox nie, dis jou eintlike waarde. En as die God van die heelal sê, jy is goed genoeg vir my, en iemand anders te kom verby en sê, maar jy is useless, of ek dink ek is useless, dan moet daar 'n omruiling van gedagtes plaasvind. Dit is waar die titel omgeruilde lewe vandaan kom, die omruiling van jou natuur, van 'n varkie na 'n skapie, maar dan moet dit volg met die omruiling van jou gedagtes. So dis jou waarde. En gaan kyk al daai tekste, gaan lees daai tekste, dit staan daar. Jou aanvaarding kom ook van God af. Want wanneer jy wedergebore word, en ons gaan weer praat oor wedergeboorte, ons gaan die hele kursus praat oor wedergeboorte, maar dan raak jy 'n kind van God. Jy raak deel van 'n koninklike familie. Die Bybel sê Jesus is jou oudste broer. Jy het 'n Vader, 'n ewige Vader, wat lief is vir jou, wat baie meer as die Romeise vir jou gaan aangee as jou nou val op die strand. En hy het jou aanvaar, hy het gesê jy is goed genoeg, jy behoort aan my. En hierdie identiteit van wie jy is, omdat hy jou aanvaar het, gaan vir altyd en altyd en altyd en altyd vasstaan. Hy het jou aanvaar. Jou sukses, jou toereikendheid kom van God af. Ons het net daaroor gepraat, hoe het Adam dit reg gekry om al die diere in die tuin name te gee, sonder 'n UCT doktersgraad? God het dit vir hom gegee. God het dit vir hom gegee. Ek gaan nie oor hoe geleerd jy is nie. En ja, as jy 'n graad kan swat 'n graad. Dis reg, dis mooi, die Here gee dit vir jou. Maar moenie dink dat omdat jy die graad het, gaan jy suksesvol wees nie. En sukses in elk geval, in die Bybelse terme, is om God te volg en sy plan met jou lewe en 'n disipelmaker te wees en geestelik te groei. So, in hierdie lewe, sê Jesus, kan jy bid vir jou daaglikse brood. So waar kom jou salaris vandaan? Waar kom jou kos vandaan? Wie beskerm jou kinders? Dis God wat dit doen. En as die ergste gebeur in hierdie lewe, die ergste van die ergste van die ergste, en jy verloor jou lewe, dan het jy 'n ewige tuiste. Jesus sê so mooi, Johannes 14, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, kom ek terug, sodat julle kan weet waar ek is. So, wanneer jy wedergebore raak, is daar vir jou 'n plek in die hemel, met jou naam op. Ek gaan nou nie vir jou kan sê of dit 'n penthouse is nie, ek twyfel. So selfs al verloor jy jou huis op 'n veiling, weet jy, Paulus op 'n stadium praat van huis, en hy sê dis maar so 'n aardse tent. Dis vir my ongelooflik hoeveel geld ons spandeer om ons aardse huise, wat eintlik maar tente is, te revamp. Nee, ons het ook 'n gedeelte van ons huis oorgedoen, so ek is saam met julle daar. Nie kombuis, nuwe kombuis. Ek kan gelukkig wees as ek 'n nuwe kombuis het. Paulus sê, kom ons hou net 'n bietjie perspektief, man, dis 'n tent. Serieus, is 'n tent. Wanneer Jesus kom van daai penne uitgetrek word, nou spandeer ek miljoene aan my tent, en omdat ek spandeer het miljoene aan my tent, moet ek regtig hard werk, want weet jy wat is 'n paaiement op 'n miljoen? En nou raak ek gestres, en nou het ek eintlik tyd om stilte tyd te hou en kerk toe te gaan en ander mense te disipel nie, want ek moet die kombuis afbetaal. En dan kom Jesus en dan sê, maar dis 'n tent. Dis 'n tent. So ek sê nie, ek kan nie 'n mooi kombuis hê nie, al wat ek wil sê is net hou perspektief. Dink met ewigheidswaarde, dink verder. Want jou sukses uiteindelik, wanneer jy die dag sterf, sal jy by Christus wees, as jy 'n kind is van God, want hy het jou gekoop met die bloed. So die waarde, die aanvaarding en die sukses vir toereikendheid werk saam.
Nou, imagine net gou jy leef vanuit daai plek. Imagine net gou, en dis waar hierdie kursus gaan. En vriende, kan ek gou dit baie duidelik sê en helder sê. As jy hoogmoedig raak daaroor, dan het jy dit gemis. It's not a better, dit is om die diepte van die genade te verstaan. Dat jy niks van dit verdien nie. Alles is genade. Alles kom van God af. So 'n teken van geestelike groei is nederigheid. Nie hoogmoed nie. Nie ek het gearriveer nie. Nie ek is beter as nie. Dis 'n geval van ek het dit ook nie verdien nie. So as jy leef vanuit daai plek van my waarde hang toe nou nie af van my kar nie. En julle ons sien dit, kan ek ook sê in midlife. Jo, midlife is 'n lelike ding. Nee, hulle sê midlife begin op 35. Sorry, as dit nou vir jou skok is. En dan die tweede midlife is op 50. Nee, jy gaan deur 2, waarskynlik. En mense doen snaakse goed in midlife. Nee, ouens skei hulle vrouens van 20 jaar en dan kry hulle 'n jong poppie. Nee. En hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Want ek wil net weer goed voel oor myself. Ek is nou nie meer 18 nie, né? Nou nie meer 20 nie. Nou wil ek trou met 'n 20-jarige, want as mense sien 'n 20-jarige is aan my sy, dan dink hulle, "Jesus, hierdie ou moet great wees, wat het hy?" Maar weet julle wat, nee? Daar's 'n sielkundige wat eendag vir my gesê het. Daar's 'n ou met die naam van M. Scott Peck, hy het 'n boek geskryf, The Road Less Traveled. Weet jy wat sê hy in sy boek? Is nogal skokkend. Hy sê mense dink nie so baie oor jou soos jy dink hulle doen nie. Is nogal 'n teleurstelling. Mense dink nie so baie oor jou soos jy dink hulle doen nie. Dan trou jy met die 25-jarige, jy's nou 45. Ek het al met sulke koppels gewerk. Dan sê ek vir die 45-jarige regtig man, moenie jou vrou, dis jou vrou, jy kinders. Weet jy wat gebeur met kinders? Wanneer pappa en mamma skei. Ja, maar die Here het vir my gesê, kyk toe ek en my vrou die eerste keer getrou het, sê die man, het ons nie vir die Here gevra of ons lewensmaats is nie. So ek het sommer net 'n vrou getrou, maar nou die Here vir my gewys, hierdie 25-jarige is my vrou. Kan jy asseblief die Bybel lees? Dis glad nie wat die Bybel sê nie. My vriend, jy hoor verkeerd. Maar hy wil weer 25 wees, want hy is nou 45 en hy het nou nie meer 'n six-pack nie, hy het nou 'n kas, nee. Okay, nou trou hy die 25-jarige, dan 6 maande later kom hy terug na my toe en dan sê hy vir my, "Jesus dominee, ek kan nie byhou by hierdie meisie nie. Sy wil die hele tyd uitgaan en sy wil strand toe gaan." Jesus, nou moet ek my lip byt om te sê, "I told you so." Ek doen nie. Midlife. Want dan begin ons wonder oor wat het ek bereik? Wat is my significance? Nee? En as jy dan nie geanker is in wie jy is in Christus nie, as jy nie weet dat jou waarde is dat jy gekoop is deur die bloed van die lam nie, en dat jou identiteit is dat jy is 'n seun of 'n dogter van die lewende God. Dis wie jy is. En dat Jesus hou jou vas en hy sal voorsien. En hy dra jou en hy vergewe. En hy bepaal jou toekoms. En as die ergste gebeur, gaan jy in elk geval hemel toe nie. As jy nie vanuit daai spasie leef nie, is gaan midlife vir jou hart slaan. So hier is julle huiswerk en ek wil gou nou met julle 'n reëling tref, vriende. Hierdie kursus gaan 'n fantastiese kursus bly, maar my gebed is dat dit nie 'n fantastiese kursus sal wees nie. My gebed is dat dit jou hart sal raak. So jy moet jou huiswerk doen. En ek gaan nou vir julle 'n geleentheid gee om julle huiswerk te doen, maar ek wil graag 'n reëling met julle tref rondom die huiswerk. Ek wil regtig baie mooi vra. Ek gaan julle nie polisieer nie, ek het nie 'n button nie. So julle kan lekker ontspan. Maar dis nou 15:15. Tee is veronderstel om 11:00 te wees. Ek gaan 5 minute steel by tee. Ek gaan nou vra vir 20 minute gaan jy jou huiswerk doen. Jou huiswerk is op bladsy 51 en 52, heel agter in die boek. Blaai gou na bladsy 50 en 52, heel agter in die boek.
Ek is beroof van. En wat jy nou gaan doen is, jy gaan in die teenwoordigheid van die Heilige Gees sit, jy gaan vir die Heilige Gees vra, wys vir my. Ek wil jou net gou waarsku, hierdie is nie 'n shaming exercise nie. Wat Satan nou wil doen met jou is om vir jou te sê, jy's useless. Okay. Maar nou gelukkig weet jy is nie 'n varkie nie. Wat jy nou wil doen is, jy wil wie jy is in Christus realiseer in jou lewe. Nee, jy wil jou ware aanvaarding te rykheid by hom kry. So moenie dat jy nou geshame word nie. Okay, waak net daartoe. Okay. En dan moet jy nou gaan merk, ek is beroof van 'n vader, 'n verbondsverhouding, identiteit, verhoudings, kommunikasievermoë, sabbatsmens, rentmeesterskap, moraliteit, eer, gesag, autoriteit, selfbeheersing, mededeelsaamheid, sorgsaamheid of gesinsbande. Gesinsbande byvoorbeeld, laasteen sê ek voel asof ek nêrens behoort nie. Ek is alleen. Beteken Genesis 3. Beteken niemand het my lief nie. Beteken ek is nie goed genoeg nie. Nou dit is natuurlik sleg as jy jou familie verloor het. Nee. En daar is iets soos rou en rou is okay en hartseer is okay. Jesus was hartseer en rou. Dis nie waarvan ons praat nie. Maar glo jy ek is regtig alleen en niemand gee vir my om nie. Want dan moet jy weet dat God gee vir hom. Jy is sy kind. Jy behoort aan hom. Julle hoor. Dis hoekom ons dit goed gaan merk. So ek wil nou gou met julle reël. Ek wil vir julle baie mooi vra. Ek wil vra dat julle vir die volgende 15 minute nie met mekaar sal praat nie. Okay. Dit is nogals moeilik om vir 20 minute stil te bly is moeiliker as wat ons dink dit is. So, ek is 'n ekstrovert, ek sukkel my agterend af met dit. Okay, ek hou van praat. Maar nou vir 20 minute tot 11:05 gaan niemand met niemand praat nie, want jy's nou nie teenwoordigheid van die Here. Jy vat jou boek, jy kan op 'n ander stoel gaan sit as jy 'n bietjie ruimte nodig het, want dit is nou 'n privaat, niemand kyk af op niemand se werk nie. Okay? Jy sê nie vir jou vrou, jy moes daai enetjie gemerk het nie. Ek dink jy sukkel met daai ene. Ek is so bly die Here het vir jou vandag hierdie boodskap gegee. Asseblief nie dit nie. Jy is voor die Here, merk hierdie goed, want as jy dit weet, kan jy dit omruil. Kan ons dit gou reël? 20 minute, ons gaan dit doen tot 5 uur, dis nou eintlik 15 minute, maar dis okay. 15 minute, as jy wil opstaan, as jy buite wil gaan sit, as jy op 'n ander stoel wil sit, ek gaan vra, moenie met iemand praat nie. Julle, want ons het nou, wat Satan nou wil doen, is hy wil jou besig hou, sodat jy nie met die huiswerk uitkom nie. Okay, hierdie is 'n heilige oomblik, julle, dis ernstig. 5:11 gaan drink ons tee. Doen gou jou huiswerk. Is dit reg? Kom ons begin nou. Dankie.